Welkom by die 6 bedrywe. Dis die erediens vir die NG Kerk van Karasburg, Sondag 26 Mei 2024. Ek is bly jy het by ons aangesluit en ek hoop dat hierdie boodskap ook vir u tot seën sal wees en help sal verstaan ook hoe ons in God se verhaal inpas. Voordat ons egter daarmee begin, kom ons bid net eers saam. Hemelse Vader, aan u al die lof, die eer en die heerlikheid. Ons dankie dat ons ook die ongelooflike voorreg het om u as ons hemelse Vader te kan ken, maar ook, Here, om te kan beleef hoe u vir ons lei deur al hierdie dinge. Wanneer ons dan na hierdie boodskap luister, Here, wil u daardeur vir ons seën en help om te verstaan. En dit bid ons in Jesus se naam. Amen. Ons skrifgedeeltes is Johannes 14 vers 15 tot 21 en dan ook Matteus 28 vers 18 tot 20. Kom ons lees dit saam. Jesus sê vir sy disippels: As julle my liefhet, sal julle my gebooie onderhou. En ek sal die Vader vra en hy sal vir julle 'n ander parakleet gee, sodat hy vir ewig by julle kan wees. Hy is die Gees van die waarheid, wat die wêreld nie kan ontvang nie, omdat die wêreld hom nie sien nie en ook nie ken nie. Julle ken hom egter, omdat hy by julle bly en in julle sal wees. Ek sal julle nie as weeskinders agterlaat nie. Ek kom weer na julle toe. Nog 'n kort tydjie en die wêreld sien my nie meer nie, maar julle sien my, omdat ek leef en julle sal leef. Op daardie dag sal julle weet, ek is in my Vader, en julle in my en ek in julle. Wie my gebooie het en dit onderhou, hy is die een wat my liefhet. En wie my liefhet, my Vader sal hom lief hê, en ek sal hom lief hê en myself aan hom bekend maak. En dan blaai ons na ons tweede gedeelte, Matteus 28, vanaf vers 18. Jesus het nader gekom en vir hulle gesê: Aan my is gegee alle mag in die hemel en op die aarde. Gaan dan en maak disippels van al die nasies, deur hulle te doop in die naam van die Vader en van die Seun en van die Heilige Gees, en hulle te leer om alles te onderhou wat ek julle beveel het. En kyk, ek is met julle al die dae tot aan die volëinding van die tyd. Ons lees tot sover. Nou daar was in ons Pinksterweek was daar 'n boodskap wat ons gedoen het, wat my laat dink het, dat dit 'n boodskap was waarop ons dalk moet uitbrei. Want ek is nie heeltemal seker of daardie boodskap sterk genoeg oorgekom het nie. Die boodskap waarna ek verwys is die Handelinge Kerk boodskap, wat die verhaal begin vertel het van die kerk se handeling hier op aarde. Nou, vandag se boodskap is grootendeels gebaseer op 'n idee en 'n voorstelling van Noos en die SJK van die NG Kerk, wat hulle uitgegee het op 'n DVD met die naam Binne God se Verhaal. Nou, dit kom daarop neer dat jy verbeel jou dat jy 'n verhoogstuk van Shakespeare, wat niemand nog ooit gesien het nie, dat jy dit ontdek. En dan begin jy deur dit te gaan, en jy sien daar is 6 bedrywe in hierdie verhoogstuk. En al die bedrywe is daar, maar die 5de ene is weg. Nou kom ons gestel dat jy as 'n mens besluit om dan self daardie 5de bedryf te wil inskryf en insit, sodat dit volledig is, sodat dit ten minste dan omskep kan word in 'n toneelstuk wat uitgevoer kan word. Maar as jy dit wil insit, dan moet 'n mens seker maak dat as jy dit skryf, dat dit in die eerste plek daarom moet klink asof dit Shakespeare self is wat dit geskryf het. Jy kan mos nie nou maar net jou eie styl wil gaan insit nie, want dan gaan dit nie regtig pas by bedryf 4 en 6 nie. En mense gaan dit dadelik agterkom en dit verwerp. In die tweede plek sal jy moet seker maak dat jy volg die storielyn wat deur die eerste 4 bedrywe gekom het. En dat dit dan moet reg inpas, sodat dit jou bring tot by die 6de bedryf. Jy kan mos nie sommer net 'n ander storie skryf nie, dit moet aangaan, vanaf die vorige bedryf se storie, tot by die 6de bedryf, dat dit jou daar kan uitbring, dat dit 'n logiese aangaan is van die verhaal. Jy moet met ander woorde die vorige bedrywe mooi bestudeer en seker maak jy verstaan die styl, maar jy moet ook dit baie mooi bestudeer
vir Shakespeare om seker te maak jy verstaan sy styl, sodat jy kan verstaan wat sy rede is vir die sekere dinge en die elemente wat genoem word, en selfs ook die subtiele dinge en die sekondêre plotte ensovoorts. Maar ek dink dit is duidelik dat jy nie sommer net enige iets kan insit wat jy wil nie, maar dat jy baie detail en aandag moet insit om dit te laat klink asof Shakespeare self dit geskryf het, anders gaan dit nie suksesvol wees nie. Nou alles wat in die wêreld gebeur, is deel van God se bedryf. Alles wat ons van in die Bybel lees, en alles wat nog gaan gebeur tot aan die einde van die wêreld, is deel van God se stuk wat hy geskryf het. Nou kom ons kyk gou-gou. Hoe lyk hierdie stuk met sy 6 bedrywe wat die Here vir ons gee? Die eerste bedryf vertel hoe dat God alles skep. In die 6 dae het hy die hele heelal geskape. 'n Mens kan amper sê God het die hele verhoog vir die toneelstuk geskape, waarop alles gaan uitspeel. En in God se skepping is mense mekaar se helpers, God se beeld en verteenwoordiger. En God het die mens nie sommer net hier geplaas nie, maar ook aan hom verantwoordelikhede gegee, om die aarde se bewerker te wees en bewaarder te wees. Die Here sê in die mens om die aarde te bewoon en te bewerk. So hierdie bedryf beskryf vir ons die paradys, die mooie wat moontlik is wanneer mens in harmonie leef met die skepping, met mekaar en dan ook met God. En die mens het alles gehad wat hy nodig gehad het, alles was perfek gewees en dit was alles goed gewees. En dit is die eerste bedryf wat ons vind dan in Genesis soos God dit vir ons daar beskryf. Nou in die tweede bedryf het die mens probeer om self soos God te word. Hulle het eerder na die verleier geluister en van die vrug geëet wat God gesê het hulle nie mag van eet nie. Nou in die poging om meer te word as wat hulle met ander woorde was, het hulle egter veel minder geword. Verderf en vervreemding, sonde en seer het nou deel van die verhaal geword. Elke mens wat gebore word is weg van God af en die dood het as ware ingetree as 'n straf vir ons sonde. Maar dit het ook 'n vloek gebring oor die aarde, oor die natuur, met die gevolg dat alles wat op die aarde plaasvind baie keer juis beïnvloed word deur hierdie vloek. Mense wat gebore word met afwykings, mense wat sondige neigings het, die natuur wat rampe na vore bring, soos aardbewings en tsunamies en al sulke goeders. Sonde het dan ook veroorsaak dat die verhouding tussen God en ons, maar ook tussen ons en ander, tussen ons en die natuur en ook die verhouding met onsself heeltemal versteur is. Dat ons kyk met ander woorde met sondige oë na alles, na mekaar, na God, na die natuur. Ons het heeltemal 'n skeiding gebring tussen ons en God. Ons het heeltemal 'n skeiding gebring tussen ons en ander. Soveel so dat daar party mense is wat ons vyande noem. Ons het skeiding gebring tussen ons en die natuur, soveel so dat die natuur eintlik vermors word, vernietig word. Maar ook tussen ons en onsself, dat ons baie keer kwaad word vir onsself of onsself afbreek as gevolg van sekere besluite wat ons gemaak het. Alles wat eers mooi was, alles wat reg en goed was, is as ware nou versuur, vervloek en in die donker ingegooi, en daarom is die mens uit die paradys uitgedryf. En dit was sleg. Maar dis nie waar die verhaal stop nie. In die derde bedryf maak God 'n nuwe begin deur vir Abraham te kies. Ten spyte van die feit dat ons as mens teen God gekies het, besluit God om nog steeds uit te reik na ons as mens toe. God het deur Abraham 'n volk tot stand gebring wat vir al die nasies tot seën moes wees. In bedryf 3 is 'n lang en is 'n ingewikkelde verhaal. Dit vertel die verhaal van die mens wat sukkel om enige rigting te kry in die wêreld wat daarop uit is om almal te laat omkom. Dit vertel hoe die mens selfs met die beste bedoelings nog steeds elke keer foute maak, nog elke keer sonde doen. Selfs met al die offers wat hulle gebring het, was dit net nooit genoeg nie.
Selfs met die wete wat reg is, wat God van ons verwag, het die mens agtergekom dat hy net nooit uit sy eie kragte uit enige iets daarin kon verander nie. In hierdie verhaal speel af in Egipte, dit speel af in Kanaan, in Babylon. Dit vertel van rigters, van konings, van profete en priesters. Dit vertel vir ons van God se wet, van God se wysheid. Maar bo dit alles, vertel dit vir ons van God se trou aan sy beloftes, wat nooit opgegee het op die mens nie, en eerder na ons as mens toe gekom het, in 'n verbond met ons kom sluit het. 'n Verbond wat sê dat hy wil ons God wees, en hy wil hê dat ons sy kinders weer moet wees. 'n Verbond wat ook herinner het aan 'n belofte, dat dit eendag vir almal sal kan wees. En dit bring ons dan by die 4de bedryf, naamlik God se seun. Hoe dat Jesus die stofpaaie van Galilea bewandel het. Hoe hy splinters in sy vingers en spykers in sy polse gekry het. Hoe dat in hom God se belofte van verlossing 'n werklikheid geword het. Jesus het die wet kon vervul, hierdie wet wat mense glad nie kon ten volle behou nie. Hy het siekes genees en het 'n nuwe gemeenskap geskep voordat hy aan die kruis gesterf het, om die wêreld met God te kon versoen. Jesus was God se uitvoering van 'n plan om die mens weer met hom te versoen en die hemel oop te maak vir elke mens wat dit sou wou aanvaar. En is dan juis ook in hierdie bedryf wat Jesus aan sy disippels duidelike opdragte gee van wat in die volgende bedryf moet gebeur. En dan sluit Jesus bedryf 4 af met sy opvaar na die hemel toe. En in die 6de bedryf breek die volëinding aan wanneer Jesus oor die lewendes en die dooies oordeel, nadat hy sy tweede verskyning hier op aarde weer kom maak het. En die aarde dan weer nuut gemaak word, en die laaste vyand, die dood, dan ook weer vernietig word. En die gelowiges uit elke stam, taal en nasie hom dan aanbid. En die woonplek van God by sy mense is, en die van mense weer by God is, op 'n nuwe aarde en in 'n nuwe hemel. Maar dominee, wat dan van bedryf 5, want jy het dit uitgelaat? Wel, jy is heeltemal reg, maar ek het as sprus uitgelos, omdat dit is waaroor vandag se boodskap dan gaan. So kom ons kyk daarna. Die 5de bedryf begin met die hemelvaart van Jesus en die uitstorting van die Heilige Gees. Dit is die bedryf van die kerk. En as ons dink juis ook aan ons teksvers van vanoggend, dit dan lees ons hoe Jesus met ander woorde baie duidelike opdragte gee vir sy disippels oor hoe hierdie bedryf moet funksioneer. Dit vertel hoe dat God 'n nuwe gemeenskap bymekaar roep, wat mekaar en die wêreld dien. 'n Gemeenskap of 'n kerk dan as jy wil, wat uitgestuur word om hierdie boodskap van bedryf 4 oor die seun van God se versoening so ver uit te dra na die wêreld sodat almal dit kan hoor. Dit is 'n bedryf waarin Jesus sy vervolgers aanspoor om vanuit die krag van die Heilige Gees te leef, om soos hy te leef. En as 'n mens so 'n bietjie daaroor dink, dan besef ons, maar hoor hier, ons leefnis nou in die 5de bedryf. Die 5de bedryf gaan oor die kerk hier op aarde. Hier waar ons besig is om saam met God te werk aan sy koninkryk. Jesus kom en toe die Jode kwaad raak oor die mense vir wie hy besoek, want ek bedoel die kerkmense van daardie tyd het gehoop dat hy hulle wat die kerk is sal besoek, maar Jesus herinner hulle aan die vorige bedrywe. Die rede hoekom Jesus gekom het, is om die mens weer te herenig met God. En dis waarvoor die Here sy seun gestuur het. Dan kom Jesus en met die volgende woorde bind hy die bedryf waarin hy is, met die bedryf waarin ons nou is. Naamlik, soos die Vader my gestuur het, stuur ek julle ook. So as ons die verhaal van bedryf 5 verder wil skryf, want dit is ons opdrag, totdat die bedryf 6 met Jesus se wederkoms weer aanbreek, dan moet ons gaan kyk na die skryfstyl van die Bybel tot op hierdie punt. Want ons moet getrou bly daaraan. Ons moet vir God baie goed gaan bestudeer. Want ons moet verder gaan om God se storie te skryf,
soos God dit skryf. Nie ons storie nie, nie ons styl nie, God se storie, God se styl. En ek dink daar's baie gemeentes wat hierdie punt mis. Mense wat nie van God se styl hou nie, en eerder besluit om hulle eie styl te gebruik. Want sien, ons maak baie keer die fout om te dink dat die lewe om jou doen en sake draai. Jy wil dit hê soos wat jy dit graag wil hê, oor jou begeertes, jou behoeftes, jou gevoelens. Maar eintlik vergeet ons dat ons almal as Christene, as deel van God se kerk, besig is om saam te werk aan 'n doel, aan 'n opdrag, om die mens met God te herstel, God se verhaal, om eer te bring aan God. Hy bly nog steeds die hoofkarakter in die verhaal. Nie ons nie, nie die gemeente nie. God is. En dis waaroor die 5de bedryf gaan. Om die verhaal van God van die eerste bedryf af tot by dit wat Jesus in die 4de bedryf gedoen het, nou verder te vat tot die dag wanneer hy weer kom. Ons kan nie sommer net die verhaal wil verder skryf soos wat dit vir ons pas nie. Dis nie ons verhaal nie. Dit moet inpas by die groter verhaal soos tot op hierdie punt toe. En ek weet daar is ander wat baie graag ander volke of nasies of etnisiteit wil uitskryf uit die verhaal uit. Ek is jammer, maar dit kan nie gebeur nie. Dit is God se verhaal wat al van die begin af gesê het, almal word ingesluit. En dis hoekom ons as Christene ook hier op Karasburg geplaas is. En dit mag ons nooit uit die oog verloor nie. As ons na die 6 bedrywe gaan kyk, dan moet ons verstaan dat ons begenadig is, dat ons gered is, en dat ons geheilig is, maar ook dat ons geroep is, en op 'n pad geplaas is, en dat ons op hierdie pad ons handelinge as Christene moet laat inpas by die handelinge van die Bybel. Dat hierdie verhaal van God wat ons verder skryf in bedryf 5, sal pas by die res van die verhaal, by die ander bedrywe in die Bybel, sodat wanneer bedryf 6 eendag aanpas, God ook na ons sal kyk en sal sê, mooi so, my getroue dienaar. Maar ons moet erns maak met die vorige 4 verhale, om te verstaan waaroor dit gaan. Ons moet erns maak met die outeur van hierdie verhaal, wat eintlik self die hoofkarakter in hierdie verhaal is, sodat ons getrou sal bly aan sy verhaal. Amen. Kom ons bid saam. Ons dankie Here vir hierdie ongelooflike voorbeeld wat ons het, om ook ons rol en plek in u verhaal te kan verstaan. En daarom bid ek Heilige Gees dat u vir elkeen wat ook hierdie boodskap gehoor het, sal help in hierdie soeke na hulle deel in die verhaal. Dat u ook vir hulle die krag en die wysheid sal gee, maar ook die begrip en die verstaan dat Here dat ons by u voete moet sit, om seker te maak, ons verstaan u verhaal reg. En al hierdie dinge bid ons in die naam van Jesus Christus, ons Here. Amen. Ontvang dan nou ook die seën van die Here. Mag die Here jou seën met 'n ongemak oor maklike antwoorde, halwe waarhede en oppervlakkige verhoudings, sodat jy die diepte van jou hart kan leef. Mag die Here jou seën met woede oor onreg, onderdrukking en die uitbuiting van mense, sodat jy kan werk vir geregtigheid, vryheid en vrede. Mag die Here jou seën met trane om te stort vir mense wat pyn, verwerping, honger en oorlog ervaar, sodat jy ook 'n hand kan uitreik en hulle pyn en blydskap kan verander. En mag hy jou seën met genoeg dwaasheid om te glo dat jy ook 'n verskil kan maak in hierdie wêreld, sodat jy juist dinge sal doen wat ander mense dink nie gedoen kan word nie. Amen.